Hoe hanteer ons mekaar? Nou in die kerk het baie mense probleme met mekaar. Die een gaan hof toe met die ander, het julle dit al beleef. Mense gaan onder mekaar hof toe, die een dagvaar die ander een. Die een hou nie van die een sy oog nie, die ander een sê die het te veel goud in sy tande. En dit is rarig, ek het snaakse goed al beleef in die kerk. En ek sal graag hieroor wil praat vanaand, is dat dit is nie die orde van die Here nie, is hoe hanteer ons as broers en susters mekaar in Christus? Wat doen ek as ek 'n probleem met iemand het? En wat vereis God van my is nommer 2? En hoe moet ek dit hanteer wanneer ek 'n probleem het? Maak gou julle Bybel vir my oop op 1 Korintiërs hoofstuk 6. 1 Korintiërs hoofstuk 6. As ek 'n bietjie anders te lees as jy, ek het dit gemeng. Ek lees altyd uit die 53 vertaling, maar iewers te dink ek het ek dalk 'n fout gemaak en my 83 hier ingesit. Ek het klomp Bybels ook voor my en ek het iewers hom gekopie en hom gepaste. Okay, so ek het hom vir wees maar net met my, maar dit kom uit die woord van die Here. Amen. So, die woord van die Here begin in 1 Korintiërs, maar dis warm hier binne. Is julle okay? Kry julle suurstof? Ek gaan by die huis kom in my swembad. Soos 'n visie lyk om net suurstof te kry by af te koel. Alright, durf iemand van julle wat 'n saak teen 'n ander het? Sê 'n bietjie durf. Hoe durf jy as jy 'n saak teen iemand het? Dis eintlik wat die Here kom sê, hoe durf jy? Durf iemand van julle wat 'n saak teen 'n ander het, gaan reg soek voor die onregverdiges en nie voor die heiliges nie. Nou die 83 vertaling sê, gaan iemand van julle wat 'n saak teen 'n ander gelowige het, werklik so ver, dat hy sy reg by heidense regters soek, en nie by gelowiges nie. Met ander woorde, as ek 'n probleem met iemand het, moet ek iemand saam met my vat, of ek moet na jou toe gaan, as ek jou nie oorwin nie, moet ek 'n tweede een bring, of 'n derde ene. Dit beteken, dis die wil van die Here. Daar moet altyd iemand wees, ek sê dit nou maar so in liefde, 'n skynsregter wat kyk, wanneer daar 'n saak is, moet jy neutraal staan, jy kan nie die kant van iemand vat nie, julle gaan dit sien vanaand die woord van die Here. As ek 'n saak met 'n oubie het, moet ek die saak neutraal hanteer, want God moet in beheer wees van die saak. God moet sê, wie is reg en wie is verkeerd. Kan ons 'n eina kry in die kerk of 'n amen? En dan sê hy in vers 2, weet julle nie dat die heiliges die wêreld sal oordeel nie? Wie is die heiliges? Dis ek en jy wat sê ons is kinders van die Here, die bruid van die Here Jesus. En dan sê hy, en as die wêreld deur julle geoordeel word, is julle dan onbevoeg vir die geringste regsaake. Met ander woorde wat hy sê is, hoekom is jy nie goed genoeg om hierdie regsaak self reg te hanteer nie? Vers 3 sê, weet julle nie dat ons engele sal oordeel nie? Hoeveel te meer die alledaagse dinge? Jene. Ekskuus, ek is iets in my keel. Al wat dit gaan wegvat is kook. Weet jy hoe gaan dit wees dat ek en jy gaan engele oordeel? Ek het al gepreek daaroor. Ek en jy, Romeine 8 sê, die wat kinders van die Here is, gaan die koninkryk beerwe, en dis hulle wat die engele gaan beoordeel. Of veroordeel, ekskuus. En dan kom hy in vers 4, as julle dan alledaagse regsaake, of die 83 vertaling sê, as julle alledaagse geskille het, moet julle die persone daaroor laat sit, wat in die gemeente die minste geag word. Met ander woorde, kry iemand wat nie baie praat nie, iemand wat nie almal raak sien nie, dat hy neutraal wees, en die saak luister en uitkyk. Dis eintlik wat hy sê. En dan sê hy in vers 5, ek sê dit tot julle beskaming, om julle skaam te maak in die 83 vertaling. Ek sê dit om julle skaam te maak. Is daar dan nie eens een wyse onder julle wat uitspraak sal kan doen tussen sy broeders nie? Die 83 vertaling sê, is daar dan nie 'n enkele verstandige mens onder julle wat 'n saak tussen gelowiges kan besleg nie? En dan in vers 6 sê hy die volgende, maar gaan die een broeder met die ander na die regbank, en dit voor ongelowiges. Weet julle hoe hartseer is dit as kinders van die Here mekaar dagvaar? Hof toe gaan met mekaar.
Dis wat die Here ons kom waarsku teen, is ons moet, jy gaan nou sien, die Here sê, dis beter om te verloor, as om iemand tot 'n val te bring in 'n hof, jy gaan dit nou sien. Dis beter om eerder skade te ly, dis nie wat mense wil hoor nie, laat ek my Bybel saamvat. Dis beter om eerder skade te ly, as om iemand te dagvaar. Hoekom sal die woord van die Here sê, dis beter om skade te ly, as om iemand te dagvaar? Het Jesus ooit, toe hy op aarde was, iemand gedagvaar? Julle moet baie mooi hoor wat ek nou gaan sê. Kom ons kyk wat sê die Here. Maar gaan een gelowige nou met die ander hof toe, en dit voor ongelowige regters. Met ander woorde, ongelowige regters, hulle glo nie in die Here nie, hulle sien jou as 'n kind van die Here, en hier staan 'n groot pastoor besig om sy congregation te dagvaar. Dit gebeur in die kerk, daar's mense wat net die kerke dagvaar, ek gaan nou eerlik met jou praat, predikers wat kerke dagvaar, hulle dagvaar die kerk, ek weet nie wat gaan aan in die mensdom nie, maar ewe skielik wil almal mekaar dagvaar, lyk nie elkeen soek 'n R10. En dan sê die vers 7, dan is dit al werklik 'n gebrek onder julle, sê bietjie gebrek, dat julle regsaake met mekaar het, sê bietjie regsaake. Waarom ly julle nie liewer onreg nie? Waarom laat julle heel nie liewer beroof nie? In die 83 vertaling sê hy, eintlik is julle saak al klaar verlore, julle wat mekaar wil dagvaar, hy praat van hulle. Omdat julle hofsaake met mekaar het, waarom ly julle nie liewer onreg nie? Waarom laat julle nie liewer tekort doen nie? Nou hou vas vir 'n oomblik, vers 9. In plaas daarvan, pleeg julle onreg en doen aan ander tekort, en dit doen julle aan medegelowiges. Of weet julle nie dat mense wat onreg doen, geen deel sal kry? Ek wonder waar is al die mense hier, mense wat vir my kwaad is, toe ek weer gepraat het oor die geiskapstorie. Kan ek gou vas staan vir 'n oomblik? Ek hamer nie op hierdie goed nie, ek kom eendag by 'n kerk, ons is genooi om te gaan dien, en ek bid dat hulle moet inkom, en almal moet bekeer, dit is so, die onsedelikes, die ongereddes, die mense wat verkeerd wandel, maar die dag, toe ek praat daaroor, toe sit 'n pastoor reg voor my, in sy eie kerk, en hy wys vir my so, moenie hieroor praat nie, ek is soos, ek klim van die verhoog af, en ek gaan staan daar, en ek sê, die Here sê, as jy met homoseksualiteit beoefen, sal jy nie die koninkryk ingaan nie. Hy so kwaad vir my opgestaan, agter in die kerk gaan sit. Ek was nooit weer genooi om te gaan preek nie. Prys die Here. Kan ek vir hierdie kerk iets sê vanaand? Jy staan op wat hier geskrywe is. Jy buig nie jou knieë vir die wêreld en sy sisteem nie. Ek gee nie om wie voor my staan nie, ek buig my knie voor een God, en dis God die Vader, die Seun Jesus en die Heilige Gees, geen ander gode nie. Jy moet bekeer van jou sonde. En dan kom hy en hy sê, want hy praat net van onreg, en hy sê die wat onsedelike dinge doen, soos afgodsdienaars, egbrekers, mense wat homoseksualiteit beoefen, en dan hulle wat sê, ek is 'n kind van die Here, jy's glad nie 'n kind van die Here, as jy dit beoefen nie. Ek gaan dit reguit sê, gooi maar jou ou WhatsAppie of jou boodskap daar op Facebook, of waar jy hom wil gooi, dis 100% met my, jy kan nie stry teen God en God se woord nie, kapies. Sê bietjie kapies. Of weet julle nie, of diewe geldgierig is, mense wat mekaar wil dagvaar, kyk wat kan hulle uit mekaar uit kry. Dronkaards, kwaadpraters, bedrieërs, mense wat jou bedrieg van hoek tot kant, nie die waarheid met jou kan praat nie. Mense wat agteraf na jou toe wil kom, om vir jou iets te sê, wat nie weet hoe om dit vir jou te sê nie, maar hulle byt jou in die rug by ander. Bedrieërs sal deel kry aan die koninkryk van God nie, hulle sal glad nie. En so was party van julle juis ook. Maar julle het julle sonde laat afwas, julle is geheilig, julle is vrygespreek in die naam van die Here Jesus Christus en deur die Gees van onsse God. Kan ons 'n hande klap vir die Here gee? Die oomblik wanneer jy jou hart vir Jesus gee,
Jy jou bekeer en jou laat doop is die teken van die Here was jou sonde weg. Luister, daai water is om te sê ek sterwe en ek staan op in Jesus. Dis deel van die bloed van Jesus as 'n teken om te sê jy is gereinig, jy's nie meer dieselfde as gister nie. He made a new creation. Wat God verander het en nuut gemaak het, kan geen mens verander of terugdraai nie. Hierdie is die volgende wat belangrik is. Mag jy jou Bybel op 1 Petrus 3 vanaf vers 9 tot vers, ek dink is tot vers 18. Ek het al oor vers 9 gepreek, is 'n ou bekende preek wat jy in elke kerk sal kry. Moenie kwaad met kwaad vergeld of belediging met belediging nie, want ons wil mekaar beledig. Ons wil mekaar beswader, ons wil die hele tyd sê maar jy, maar ken julle daai, dis soos 'n hoender wat die hele tyd pik. Die hele tyd pik. Het jy al gesien like 'n hoender se maag as jy hom oopslag en hy het nou net pitte gepik? Het jy al gesien like dit? Al daai wurmpies en daai vrot mielietjies wat daar, hoekom kyk jy vir my so Bianca, is normaal, dit is. Ek het al 'n tarantaal raak gery en toe vat ek op vir my mense wat vir my werk, toe sê ek, julle hou van vleis, hierso. Hy lewe nog, die bloed is warm, en toe hom oopsny, toe sien ek die wurms nie goed, toe sê ek, nee, dis 'n ander hoender hierdie. Alright. Wat wil ek vir jou sê, dis, die mense ons is soos hierdie hoenders, ons pik en binnekant, ons sit al hierdie vrot goeters. En wat gebeur? Dis die volgende is, hy sê inteendeel, in plaas van dat ons mekaar moet beledig en mekaar moet seermaak in 'n hof, moet ons eintlik mekaar gaan en 'n seënwens antwoord. Ons moet mekaar kan seën, nie vervloek nie. En dan sê hy, want daartoe is julle geroep, sodat julle die seën van God kan kry. So as jy nie iemand gaan seën nie, gaan jy nie die seën kry nie. As jy iemand gaan vervloek en gaan te nakom, gaan jy te nagekom word. Daar's 'n teksvers, ek kan hom nie onthou nie, in Spreuke, wat hy sê, wanneer jy 'n klip gooi, gaan ek dink is 3 of 7 klippe, ek kan nie onthou nie, ek vra verskoning, maar daar's sekere hoeveelheid klippe wat na jou toe gaan terugkom, omdat jy die eerste klip opgetel en gegooi het. Luister hierso, so waar is jou seën? Vers 10. Daar staan geskrywe, as iemand die lewe lief het, ek is nie meer kans nie, ek het nie meer lus om te lewe nie. Ek wil nie werk toe gaan nie, dit is so sleg vir my. Is daar Andrea, voel jy so partykeer? Wees eerlik, my mag nie jok nie, is die pastoor se kind. Almal, as hy jok, sort ons al uit na die tyd. Stefan is nie hier nie, hy kan niks nou beskerm nie. Okay, luister hierso. Jy moet wat lief hê? Jy moet wat lief hê? Jy moet die lewe lief hê. En dan sê hy, en 'n lang lewe begeer om wat te geniet? Die goeie, nie die slegte nie. As iemand jou te nagekom het, hoe voel jy in jou binneste? Eina, dis seer. En as jy iemand te nagekom het, want jy wou nou jou sê. So wie het nou vir wie seer gemaak? Maak dit sin? Maak dit sin? Ek wil julle baie mooi luister. Wat is daar in hierdie lewe om te geniet as ons mekaar seer maak? Absoluut niks nie. En dan sê die Bybel, hy sê, julle moet die lewe lief hê en 'n lang lewe begeer om die goeie te geniet. En dan moet hy sy tong weerhou van wat? Van wat? Kwaad praat. En van wat nog? Lippe van leuns. Jy geweet iemand wat kwaad praat, lieg baie. Het jy geweet iemand wat kwaad praat, lieg baie? Iemand wat lieg, gaan nooit onthou wat hy gesê het nie. Kom aan, praat nou saam met my, praat nou saam met my. Ek moet eerlik sê, ek lag net daaroor, maar ek was uitgevang. Baie jare terug, toe was ek nog mooi en skraal en stout. Toe het ek gerook soos 'n doringboom wat gebrand het in die bos. En ek het toe gesê, maar ek het nou opgehou rook. Enige iemand in die kerk wat so vir sy vrou gelieg het? Enige iemand? Ek dink ek was seker so 26. Ons was 2 jaar, ek het nie lank gerook in my lewe nie. Ek weet nie hoekom het ek dit gedoen nie. Ek was kwaad. Toe vat ek 'n pakkie sigarette, ek so spyt daaroor. En ek vat hierdie sigarette en Boet kom kuier by my. Nou dis die mense wat weer groot geword het, Wynand. En hy ry so 'n rooi Nissan Sentra. Nou as hy kom kuier, dan bring hy sy Gunston.
Ek het nou net opgehou, ek het genuine opgehou rook. Ek dink dit was 2 dae. Jy kan nie regtig na 2 dae sê jy het opgehou nie. En toe rook ek skelm. En toe sê hy vir my, vat 'n bietjie, jou vrou sal nie weet. Ek sê, jy kan nie my vrou lieg, sy gaan dit goed uit. Daai vrou van my is soos die radar. Sy's bo en onder, sy weet alles. Ek kan nie vir haar in die oë kyk en vir haar sê, as die kinders my iets vra, dan kyk ek vir hulle in die oë, dan wil ek lag, want my mond, ek kan nie. Ek kan nie vir hulle, is dit so, julle weet, as ek dan sê, papa kom nou, dan weet ek nie wat moet ek sê, dan sê ek, okay, papa sal nou maar erken. Ek kan nie te jokkie. En toe kom Wilmer hier na my toe sê sy vir my, maar sy gee my so lekker soen, jy weet as jy jong getroud is, soen hulle nog lekker, maar okay, maar hulle doen nog steeds. Maar, so, sê sy vir my, daai chappie van jou, proef vir my of hy een of ander sigaret bygekom het. Ek sê toe my engel, dit kan nie wees nie. Ek sê, dit kan nie wees nie, ek het gestaan saam met Boet, en Boet het gerook. Jy weet hoe werk dit as iemand rook. Die wind waai ons maar alles in jou gesig, en in jou hare, en jy stink, en ek het een keer saam met hom gaan coke koop, want ons het sommer buite coke, ons het die coke gekoop, ons het coke gaan koop om te gaan rook. En toe lieg ek, en toe word ek uitgevang. Wat probeer ek vir jou sê? 'n week later, toe lieg ek weer, want toe kan ek nie onthou wat het ek daai tyd gelieg nie. Kom aan, wees eerlik. Dis eintlik sleg om hierdie goed vir iemand te sê. Ek lag nou daaroor. Die realiteit is, iemand wat baie lieg, gaan aanhou lieg. Hy gaan homself vaspraat. 'n leuen sal jy nooit onthou nie. 'n leuen sal jy nooit onthou nie. Die waarheid is al wat jy sal onthou. Jy gaan tot dag en datum onthou. Ek weet jy as jy skerp soos 'n potlood is, maar jy sal die tyd ook onthou. Alright, so wat wil ek vir jou sê? Iemand wat baie kwaad praat, is iemand wat lieg. Hy sit met lippe van leuns. En glo my, toe moes ek ophou rook. Ek dank die Here daarvoor. Ons het 'n beld in die huis, maar ek noem ons al die belde, ek noem Jan Brand, wat. So hy werk. Dan sê die woord van die Here, bly weg van die kwaad af, van wat? Van die kwaad. Doen wat goed is, soek wat? Vrede. Dinge net hoe lekker toe ek nou vir my vrou so lekker gelieg het. Ek dink jy ek het vrede in my huis gehad? Ek het meer wit voetjie gesoek en voorgesit gehaal is. 2 ure later dan rook ek weer. Skelm. Ek wil iets vir jou leer. Ek sal nie op hierdie preekstoel, ek lag nou daaroor, maar ek sal nooit op hierdie preekstoel staan en iets sê wat ek nog nie in my lewe gedoen het nie. Ek weet wat leuns kan doen. Leuns bring verwoesting. Leuns saai onmin. Leuns bring kwaadaardigheid. Leuns bring skering. Dan sê die Bybel, doen wat goed is, ons soek vrede. Wat moet ons met dit doen? Jaag dit na, nie met jou motorfiets nie. Hy sê, jaag die vrede na. En dan sê die volgende, vers 12, die Here sorg vir die opregtes en luister na wat? Hulle hulp geroep. Maar hy tree op teen die wat kwaad doen. Wat sal gebeur teen iemand wat kwaad doen? Die Here gaan dit altyd in die lig bring. Alles wat jy kwaad doen, elke leuen wat jy praat, elke verkeerde gedagte, elke woord wat jy spreek, sal teen jou staan. God bring alles in die gering. Hoor gou wat ek vir jou sê, daar is niks onder hierdie son wat jy kan wegsteek, wat jy in die donker doen nie. Weet jy wat is hartseer? Wanneer 2 mense by mekaar staan, en hulle is besig met kwaadaardige planne teen iemand, en jy sê vir iemand, moet nou net nie vir iemand sê, ek het jou gesê nie. Weet jy wat het jy nou net gedoen? Die engele het dit klaar gehoor, jou kardoefkop. Weet jy wat gaan met jou gebeur? Dit word geopenbaar in die hemele, en God gaan sy gees neerstuur na iemand toe om te sê, daar's 2 kardoefies wat besig is om van jou te praat. Dit is 'n voorreg om te ly vir wat goed is. Vers 13 sê, wie sal julle kwaad aandoen, as julle beywer vir wat goed is? Met ander woorde, as julle 'n navolger van goeie dinge is,
Maar selfs as julle sou ly omdat julle doen wat reg is, moet julle dit as 'n voorreg beskou. Moenie vir kardoefkoppe bang wees nie, of vir 'n kardoefkop skrik nie. Wat sê jou Bybel? Moenie vir mense bang wees nie, en moet ook nie vir hulle skrik nie. In julle harte moet daar 'n heiligheid eerbied wees vir Christus die Here. Wees altyd, daar gaan my goed weg. Wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van julle 'n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. So as iemand jou nou ietsie kom vra, Dani, wees altyd gereed om iemand te antwoord. Het jy geweet iemand het die reg om jou vrae te vra? Jy sê so, maar jy doen so. Jy het so gesê, wat het jy daarby bedoel? Hoor gou wat sê die Here, want ons is veronderstel wanneer iemand vra, moet ons rekenskap kan gee. Maar hoekom sê ek so van die pulpit af? Hoekom het jy so gesê toe jy gesê het, ek mag nie dit doen nie en ek moet dit doen? Mense gaan van jou vereistes hê, sodat hulle ook tot redding kan kom. Weet jy wat is gevaarlik wanneer jy vir iemand sê, hoor hierso, jy mag nou nie rook nie, maar jy trek daai pyp self, laat dit lyk soos 'n Ford se tyre op 'n teerpad. Rooi en rokerig. Kom aan, jy wil vir jou kinders sê, mag dit nie doen nie, maar wat doen jy? Jy wil vir jou dogter sê, ek gaan dit sê, ek voel ek moet hierdie sê. Daar's mamas wat geskei is en wat weduwees is, en dis wat my hart breek. Elke tweede, derde dag is daar 'n ander man by die huis. Maar jy wil vir jou dogter sê, hey, ek soek nie 'n ouetjie hier by jou nie. Ken julle dit? Daar's pappas wat dieselfde doen, wat sê, hey, ek soek nie daai meisie by jou nie. Maar waarmee is jy besig? Waarmee, pappa, is jy besig? Vers 15 sê, in julle harte moet daar net heilige eerbied wees vir Christus die Here. Wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van julle verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. Vers 16. Maar doen dit met beskeidenheid en met eerbied. Sê 'n bietjie beskeidenheid. Vir God, sorg dat julle gewete kan jy nie sien. So ek het my nooit by die huis. Ek sê uitgehelp het, sorry. Geef vir hom. Gee gou vir hom 'n bril. Julle moet net vir my sê as ek iewers 'n fout gemaak het, Wilmer sê ek het 'n fout gemaak op 'n oggendsinne. Ek vra verskoning. Ek sal dit regstel. Kyk gou wat sê hy. Wie kan ek hierdie kerk 'n vraag vra vanaand? Wie se gewete is nie lekker skoon nie? Steek op jou hand. Nee, moenie jou hand opsteek nie. Het jy geweet wanneer jou gewete jou ry, is daar 'n klad op jou gewete? As jou gewete jou ry, staan jy nie rein voor God nie. As jou gewete jou ry, is daar iets teen iemand wat jy gaan moet regstel. As jou gewete jou ry, gaan sê vir mamma, jy rook en jy's jammer. Rook julle? Ek praat van my eie lewe, hoor. Ons kan nou vanaand lag en alles, maar ek wil my as 'n voorbeeld gebruik. Ek gebruik dit as gevolg van 'n leuen wat ek vertel het. En dan gaan ons hoor, dan sê hy, julle gewete moet skoon bly, sodat die wat julle voor julle goeie lewenswandel in Christus belaster, daarom skaam kan kry dat hulle kwaad van julle gepraat het. Wat sê hierdie teksvers? Wanneer ek rein lewe en iemand praat nonsens, gaan hulle skaam staan vir die leuns wat hulle gelaster het oor my, en die leuns wat hulle gesaai het, wat voor God nie die waarheid is nie, en voor hulle self en voor my nie. Hulle gewete gaan hulle ry, hulle gaan naak staan voor God, vir iemand wat iemand wil beswadder. Ek het vir julle gesê, my ma het altyd gesê, as jy die deur oopmaak, maak die deur toe. As jy die badkamer gebruik het, vlas die toilet en maak die deksel toe. My ma het altyd gesê, as jy vuil maak, maak skoon. En die laaste reël van al die reëls in die huis is, as jy nie iets goeds van iemand kan sê nie, bly liewer stil, God kyk vir jou. Ek sal daai woorde teen daai kas, dit was geprint en gelamineer, daai was die grootste gedeelte. Jy sal nie in daai huis gesit het, saam met Pa Ali en my Annetjie, van iemand iets gesê het nie.
As dit die wil van God mag wees, dan moet julle maar liewers ly wanneer julle goed doen. Is dit beter so as om te ly wanneer julle kwaad doen? So wanneer iemand van jou praat, wanneer iemand jou sleg behandel of iets, hou op moan, hou op huil. Weet jy wat, like ek in my lewe, is wanneer iemand van my sleg wil praat, van my, dan show ek of. Ja, want dit sê die Here dat ek gaan ly omdat ek goed doen. Ek gaan nie ly om swak te doen, om sleg te doen. Ek kan maar ly. Maar jy maak my hart so bly as jy van my eintlik praat, want ek weet nie wat van my is belangrik nie, maar prys die Here as jy my naam oor jou lippe noem, want jy's jaloers op wat ek besit. Sy naam is Jesus. Nou ek praat dit glad nie goed nie. Kwaad praat glad nie goed nie. As jy vanaand in jou huis sit en jy voel jou regteroor juk, weet iemand besig aan die regterkant van jou heining om van jou te praat. As jou linkerkant juk, dink net iemand is iewers besig daar in Virginia om van jou te praat. As jy wegloop in jou gang af en dit wys na Wesselsbron, toe iemand in Wesselsbron is besig om van jou te praat. As jy loop so in die gang af na jou motorhuis toe, en jou gesig is daar na Hendeman, die pastoor is besig om van jou te praat. Daar's altyd iemand wat van jou gaan praat. Maak vrede in jou lewe. As iemand nie van jou praat nie, het jy 'n probleem. Ek wil dit sê vanaand. Hoekom kyk jy so vir my? Het jy nie skool gegaan nie? As iemand van jou nie praat nie, is daar fout. Ons wil nie hê iemand moet van ons praat nie. Wees jy die een wat nie van iemand praat nie. Omdat die Gees van God in jou is, gaan hulle dit nie like nie en hulle gaan enigiets doen. Luister, ek het hierdie mooi woorde gehoor. Ek het gepraat daaroor in die week. Mense gaan nie kyk en onthou aan al die goeie goed wat jy gedoen het nie. Jy kan alles gedoen het, Johan. Ek kan bid en die Gees van God kan sterk deur my werk. Ek kan die rykste man wees en vir die armes gegee het. Luister, ek kan vir die kinderhuis elke maand R50,000 se vleis koop. Ek gee net voorbeelde. Kyk, ek kan alles doen wat goed is. Ek kan vir die weduwees sorg in die dorp. Ek kan vir die boere wat nie mielies het om te plant, kan ek sê, vat vir jou sommer nog so 2000 hektaar se saad. Hierso's vir jou. Gaan plant nog. Ek kan alles doen. Maar laat ek net een fout maak. Een fout. En die wêreld gaan nie onthou die goeie wat ek gedoen het nie. Hulle gaan my onthou op die een fout wat ek gemaak het. En dis waar Matteus 7 inkom en sê, pas op om iemand te oordeel. Een man maak 'n fout en die wêreld stenig hom oor daai een, maar God was gereed geweest om hom oor daai een te vergewe. Een man het dalk alles goed gedoen, maar hy maak 2 keer foute, 3 keer foute. Wat sê Spreuke van die regverdige? Julle hoor nie wat ek sê nie. Wat sê Spreuke? Wat gaan 'n regverdige doen? Hy gaan val. Hy gaan foute maak. Maar hy gaan opstaan. Maar die onregverdige, hy sal dood verongeluk. En die Here sê, wees genadig oor die regverdiges en toon barmhartigheid. Ons sal eerder die regverdige wil trap. Ek voel ek moet hierdie sê. Ek gaan dit sê. Daar's baie predikers wat foute gemaak het, baie. Do not be the one to judge. Wees die een wat optel. Wees die een wat weet wie God is. Daar's baie mans wat foute gemaak het. Daar's baie vroue wat foute gemaak het. En ek praat van enige fout, dit kan enigiets wees, enigiets wat jy aan dink. Daar's baie dogters en seuns wat foute gemaak het, wat hulle lewe weggegooi het vir moord, wat in tronke sit. Maar ons sal eerder daai persoon wat in die tronk sit, wil sleg sê om 'n tafel, want hy dit, maar nie een keer sal ek hoor nie, dis uit 'n persentasie van 90%. Sal ek sê 10% sal wees, as jy statistiek gaan kyk, wat mense sal sê, hulle sal goed praat van daardie persoon wat moord gepleeg het, en tot bekering gekom het, en mense lei in 'n tronk na God toe. Dis min wat so iemand so iets sal sê van 'n moordenaar.
enige sin, dis min, en ek wil dit graag sê vanaand, moet jy nooit vaskyk in die negatief van iemand en daarop hamer nie. Kyk na die positiewe kant, want almal het 'n positief. Daar's baie met negatiewe kante. Ek het self baie negatiewe kante, maar binnekant my sien my vrou my positief raak. Binnekant my sien my kinders my positief raak. Kyk 'n bietjie na dit wat iemand vir jou nie net bied nie, maar wat hulle het binne hulle vir wie hulle is vir jou. Nie vir wat hulle vir jou kan gee nie. Vers 18 sê, ook het Christus eenmaal vir die sonde gelei. Hoeveel keer? 1, 2 maal. 3 maal. 1 maal. Ekskuus julle, maar as God dan vir jou eenmaal gelei het, hoekom wil jy iemand herinner aan wat hy verkeerd gedoen het? As God eenmaal vir jou gelei het, hoekom wil jy my herinner aan wat ek verkeerd gedoen het? Weet jy wat, Dani, as iemand van my praat van my verlede, dan lag ek daaroor. Hoekom kan ek lag daaroor, Maat? Want die dag toe ek bekeer het, die dag toe ek bely het, het hy my sonde van my al weggevat. En die Bybel sê in Psalm 110, hy dink nie meer daaraan nie. Kan ek jou vra, hoekom herinner jy elke keer iemand? Ek wil gou stil staan hier vir 'n oomblik vanaand. Om iemand die hele tyd te herinner sê, maar dis jou skuld. Maar jy. Die statistieke wys ook dat jy jouself het iewers al agter die deur gestaan. Jy jouself het agter die deur gestaan en iets gedoen met 'n skeleton in jou kas. Jy kan nie sê, jy is beter as die persoon wat langs jou geval het nie. En kan ek vir die kerk nog iets sê, pas op vir wat jy sê van ander, want dit gaan na jou toe terugkom en jy kan dubbelval as daardie persoon. Dit sê vir my, moenie onregverdig wees, die wees regverdige. Die onregverdige sal struikel en sal sterwe, maar die regverdige sal opstaan. Ekskuus, hier is iets in my keel. En dan sê hy, die onskuldiges vir die skuldiges om julle na God toe te bring, so hy het een keer vir ons gelei. En Christus wat ons as mens doodgemaak is, maar deur die Gees lewend gemaak is. Hou vas. Ons wil mekaar doodmaak met ons tonge en ons lippe. Nadat Christus, toe hy iemand sy sonde vergewe het, het die Here klaar deur sy Gees lewe in daardie persoon geskep. Nuwe lewe. Moet jy nooit met jou tong iemand gaan verder doodmaak wie God lewe gegee het. Die kan ek vir jou iets sê. Elke keer wat jy die verlede gaan opbring, is elke keer wat jy jouself uit die hemel uithou. Ek wil dit vanaand hierso sê en ek het skrifte daarvoor. Jy wat die hele tyd vir iemand, maar jy. Ek wil vir jou sê wat jy. Ek gaan dit mis. Sjoe. Romeine 12, vers 9. Hy praat van die Christelike lewe. Die liefde moet opreg wees. Sê bietjie opreg. Opreg. Daar's mense wat foute maak in alle vorms. Is nie te sê, hulle was nog nooit lief vir jou nie. Daar's hierdie verhaal, ek het julle vertel van die jong man wat 'n vrou se kind vermoor het. Sal julle na daai man kyk as hy die tronk uitkom? Okay, kom ek vra 'n vraag. Kom ek vra hierdie vraag. Bonnie, as iemand jou seun vermoor het of jou dogter en hy gaan tronk toe, sal jy daai man in jou huis inbring as hy uitkom om hom te leer wie Christus is? Wees eerlik, jy hoef nie te sê ja of nee nie. Wees eerlik. Gaan typ, wat sou jy gedoen het? Asem, jy sou nie. Sê Andre, sou jy dit gedoen het? Moenie waar in hy lewe, hier kom hy. Geef hom 'n hande klap. Okay, Len, as iemand jou seun doodgemaak het, sou jy daai man vergewe het en hom 'n regverdige kans in jou huis gegee het om hom te leer wie Christus is? Wat sou jy sê? Okay, kom ek vra die vraag. Dani, sou jy as iemand vir Danica vermoor het en soos 'n ou aardappelsak langs die pad uitgegooi, wat sou jy doen?
Wel, ek weet 'n paar manne sou gym toe gegaan het, hulle sou 'n steroid gespuit het, hulle sal disprints gedrink het om die bloed dun te hou, om te kalmeer en die hoofpyn weg te vat, hulle sou fiets gaan trap het, hulle sou enigiets gedoen het om te wag dat hy uitkom, net om hom terug seer te maak. Hier is die hartseer van Christenskap. God verwag van ons om te vergewe en 'n hand te offer. Daai mamma, toe haar seun vermoor was, het daai man 20 of 25 jaar gesit. Ek dink dit was in Texas, ek het julle vertel. Toe sy daar, toe hy moes uitkom, sy familie wou van hom niks weet nie. Sy was kwaad, haar man het gesterwe, hy het hom gehaat. Ek wonder waarheen was hy toe hy dood is. Hier's 'n probleem. Maar sy was die een wat tronk toe gegaan het en hom die heeltyd van Jesus vertel het. Sy het haar seun gemis. Sy het hom gaan vertel hoe goed was haar seun en wie was haar seun. Daar's 'n ander verhaal van 'n man wat gegaan het, ek het julle vertel waar die man 6 of 7 kinders doodgery het, waarvan dit almal sy sussie, sy boetie en sy kinders was, die neefies en niggies. Ek dink dit is 6 of 7, ek kan dit nie meer onthou nie, maar wat het hy gedoen? Hy het daai man disippelskap gaan leer in die tronk en hy was 'n self-employed, hy het 'n groot maatskappy gehad. Ek dink was 'n carpenter, big building, alles gehad. Weet jy wat het hy gedoen? Daai man in sy agterwoning laat bly en vir hom 'n werk gegee en kos. Weet jy wat? Daai man het geveg vir daai man se ander kind, toe daai kind in die moeilikheid was, toe daai ouetjie wat in die tronk was, het geveg vir sy kind, dat daai kind veilig kon gewees het in 'n situasie wat gebeur het. Hy het hom bekeer in die tronk, hy het sy hart vir Jesus gegee, en een man het 'n verskil in die wêreld gemaak. Hy het nie by sy huis gaan sit nie, sy familie kon nie verstaan wat gaan aan nie. Hulle het dit heeltemal gereject. Hulle kon nie, hulle het hulle selfs geskei van hom. Hulle was lief vir sy kinders. Hoe kan hy so goed vir hierdie man wees wat dronk, 7 kinders doodgery? Hulle kinders is doodgery. Sy kind is doodgery. My ander sussie se kind is doodgery. My ander boetie se kind is doodgery, maar jy laat hom in jou huis bly. Saggeus was 'n klein man, hy klim in 'n boom om Jesus te sien en hy het baie mense ingeloop en die Here sê vir hom, gaan gee terug aan almal wat jy verkeerd gedoen het en hy het gaan regmaak. Hoekom het God hom 'n kans gegee? Hoekom kan die Here 'n moordenaar en iemand wat 'n slegte verlede het nie 'n kans gee nie? Kan ek julle iets vertel? Daar's ander mense wat meer powerful in die ministry is as ek en jy saam, want hulle het vergifnis by God gekry en 'n verhouding by Jesus Christus. Ek onthou en ek wil afsluit, daar was 'n jong man, dit was 'n kleerling man gewees, ek kan nie sy naam onthou nie, julle moet my help. Hy het eendag gepraat, hy het sy boetie, hulle was in die gangs gewees in die Wes-Kaap. Sê weer? Ivan, ja, Ivan, onthou julle vir Ivan, enige van die kinders, die jonges, iemand wat ons ouderdom is, julle, was jy toe al gebore? Jy praat by die skole, so jy was toe al gebore. Okay, gee vir haar hande klaar. So Ivan het 'n boetie gehad, en ek dink hy het sy eie boetie doodgeskiet. Ek kan nie die storie onthou nie, kan jy my vertel? Kom, help my gou, ek wil vir die kerkies vertel van hom. Okay, sy het stuis vraai. So, help my reg as ek verkeerd is, want ons mag nie jokkie. So ek dink ek moet hom bietjie bel dat hy eendag sy getuienis hier kom gee. Hy was deel van gangsters en hy het 'n wapen gekry en ek dink dit was sy boetie se eie wapen. Ek kan nie onthou nie, help my reg, ek wil nie jok nie. En wat het hy gedoen? Hulle was teen mekaar en hulle het geveg teen mekaar. Die een was in die gang en die was in die gang. Dink dit as jy vanaand moes brood gaan smeer met botter en julle twee kom by die gang afgeloop. Slap op kap. Dink vir 'n oomblik, hulle kon mekaar nie eintlik verdra nie. Ek kan nie die storie onthou nie. Maar hier skiet hy sy eie boetie dood. En hy gaan tronk toe. En #imagine se mense as ek reg is, het 'n man wat tronk toe gaan in die verhaal van hierdie kleerlingman gehoor. En hy gaan stap 'n pad. En daai jong man begin sy lewe omdraai vir God. Toe hy jong mense, weet jy hoeveel jong mense het hy na God toe gelei? En as hy jou die waarheid moet vertel waar hy vandaan kom en die seer wat hy het vir wat hy gedoen het aan sy ma, sy pa, sy ouma en die hartseer dat hy sy boetie se lewe gevat het. Die enigste mense wat hom nie sal oordeel nie, sal die kinders van God wees wat weet wat God se vereiste is omtrent liefde teenoor mekaar. Ek wil afsluit met hierdie vanaand. Ek wil dit by jou los. Betoon hartlike broederliefde teenoor mekaar, bewys eerbied teenoor mekaar en wees mekaar daarin tot voorbeeld. Sê 'n bietjie voorbeeld. Daniel, irriteer ek vir jou. Jy moet maar met my oor die weg kom. Wees goedgesind teenoor my.
As jy by die werk is en daar's 'n knaap wat jou irriteer en jou vrou het biltongbroodjies gemaak, moenie jou biltong afval en die bottebroodjie vir hom gee nie. Gee die hele biltongbroodjie vir hom. Wees goedgesind teenoor mekaar. Toe ek op skool was en ek het 'n lekker biltongbroodjie gehad. Ek het die biltong afval my pel die bottebroodjie gegee, dis hoekom ek het sê. So ek was mislik op skool. So ek probeer vir jou ietsie sê. Moenie dit doen nie, gee jou hele biltongbroodjie. En dan kom hy en hy sê, moenie in julle toewyding verslap nie. Sê bietjie toewyding. Wat is toewyding? So moet julle godsdienstige lewe wees. Moenie in dit verslap nie. Hy sê die volgende, bly altyd geesdriftig. Sê geesdriftig. Dien die Here. Verbly julle in die hoop. Staan vas in verdrukking en volhard in gebed. Seën julle vervolgers. Seën hulle. As jy vleis braai Saterdag aand en hy wil 'n klip op jou dak gooi, gaan gee vir hom 'n stukkie Chuck. Nie Chuck Norris nie. Chucky. Gaan gee hom 'n stukkie Choppy. Alright, gee hom 'n stukkie van daai worsie en worstbroodjie. Frans, as iemand jou plaas en mielies wil kom, nee, kom jy, gee jou 2 mielies. Hoor julle wat pastoor probeer sê? Ek probeer jou help vanaand. En dan sê hy, moenie in toewyding verslap nie, wees altyd bly, geesdriftig, dien die Here, verbly julle in die hoop, staan vas in verdrukking en volhard in gebed. Seën julle navolgers, ja, seën hulle, moet hulle nie vervloek nie. So as jy iemand al vervloek het, nou ek weet, ek wil dit nie hier sê nie. Nou, ek het nou 'n drywer wat nou vir my ry. En hy het my somme op dag 2 getoets. En ek is daar in die huis, en ek sit daar in my kantoortjie. En soos die Here dit wil betoon, so kom 'n voice nou deur wat nie moet deurkom nie. En sy sak rekord. Ek hoor hierdie voice nou, en ek sê vir myself, hy moet regtig vanaand gelowig wees om dankie te sê, ek kan nie my hand deur 'n kamera druk nie. Want ek sal hom as 'n jack gebruik het, vir hom sal ek opgejack het. En daar laai hy iemand op wat hy nie mag doen nie. En hy maak my kamera toe, en as jy aan my kamera vat, vat jy aan my menswees. Want daai kamera is vir 'n rede volgens die wet nou daar. En ek bel hom. En ek sê vir hom, jou seekat. Ek het regtig dit gesê. Wie het gesê, jy mag 'n vrou oplaai? En hy sê vir my, het jy een nie? Ek sê, nee, maar nie vir my joppie. Ek sê, maak vir my die kamera op. Nee, die kamera is op. Ek sê, nee, die kamera is nie oop nie. Maak op jou WhatsApp. Ek stuur vir jou die playback, waar jy jou hoekie afgehaal het, en dan met jou hand so, Johan, jy was nie trokke, hulle vat, dan wil hulle die kamera so toemaak. Nicole, jy sien ons my gesig, jy sien my hand, hier kom ek vir die kamera. Maak ek die kamera op. Is soos 'n, nee, dit was nie hy. Ek sê, maak op jou WhatsApp, kyk jou oogies. Jy het nou vir 'n ander tannie gekyk. Kyk jou oogies. Jy het my kamera toegemaak. En hier sit die tannie en sy sê, Albana. Die Here is so goed vir my. Toe sy skrik, en daai lorries het ons hierdie airbags, die suspension, toe sy so skit, toe val daai kepsie af. Toe sê ek so, prys die Here uit my trok uit. Maar nou het hy 'n les geleer, want hy het 'n boete wat teen hom staan, en dit is nie klein nie. Ons kry boetes vir wat ons verkeerd doen in die lewe. Jy gaan verantwoordelik. Nou is hy so lief vir my. Mtate voor, mtate agter. En hy vra vandag vir my, hy sê, hey, papa, ek sien die offers, hy kom mooi, kan ek asseblief my vrou bring, laat sy werk? Ek sê, ek weet nie, maar ek en jou vrou moet eers oor die waarheid praat, oor wat jy gedoen het. Hy stoepstil, hy hardloop vanmiddag na die trok, hy gee my net sy invoices. Hy hardloop daar gat, ek begin te lag, ek sê, ek het jou aan jou knie, maar jou vrou gaan eendag moet kom draai. Wat wil ek vir jou sê? Hoe jy ander gaan hanteer, gaan altyd in die lig kom. Wat jy gaan doen om iemand te na te kom, gaan in die lig kom. Doen die wil van die Here, sodat jy in die lig wandel, en nie jou duister in die lig kom nie.
sodat daar geen duister is nie, wel net lig van Christus. Kom ons sluit ons oor. Dankie vir die diens, dankie vir die woord, dankie vir lering. Ek bly die bloed van Jesus oor hierdie mense. Mag ons navolgers van U bly en leer ons om soos Jesus te wees, meer en meer soos U. Vergewe ons sonde en ons oortredinge, Here, en mag ons U dien en U lief hê in gees en in waarheid, is my gebed in Jesus naam. Amen.